Goeiedag jaar 4, hierdie is die natuurwetenskappe studienotas vir kwartaal 2 eksamen. Materie en materiale. Materie en natuurwetenskappe verwys na enigiets wat massa het en ruimte beslaan. Alle materie bestaan uit klein deeltjies soos atome en molekules. Dit kom voor as vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Die deeltjies is voortdurend in beweging. Daar is leë ruimtes tussen die deeltjies. Atome is die basiese boustene van materie. Materiaal verwys na die spesifieke stowwe, byvoorbeeld hout, metaal of plastiek, waaruit voorwerpe gemaak word. Chemie. Sure, basisse en neutrale stowwe. Die proef van stowwe. Ons tonge kan 4 geure waarneem. Die 4 hoofsmake is soet, suur, sout en bitter. Ons smaaksintuig beskerm ons daarteen om voedsel te eet wat skadelik is en stimuleer ons om voedsel te eet wat voedsaam en energieryk is. Dit help om ons te beskerm teen gifstowwe wat dikwels 'n sterk bitter smaak het. Bitter is ook die basiese smaak waarvoor ons tong die sensitiefste is. Eienskappe van sure, basisse en neutrale stowwe. Sure. Alle sure smaak suur. Alle sure is nie veilig om te proe nie. Laboratoriumsure. Sommige sure is baie gevaarlik en moet versigtig hanteer word. Hierdie sure is korrosief. Dit kan ernstige brandwonde op jou vel veroorsaak. Wetenskaplikes dra altyd beskermende klere wanneer hulle hierdie sure hanteer. As ons wil weet of iets 'n suur is, kan ons dit nie net proe nie. Dit sal baie gevaarlik wees. Hierdie sure word meestal in laboratoriums en sekere industriële prosesse aangetref en gebruik. Daar word na hulle verwys as laboratoriumsure. Laboratoriumsure moet versigtig hanteer word en beskermende klere moet gebruik word. Voorbeelde is muresuur en waterstofkloried. Die volgende simbool beteken dat die stof gevaarlik is en jou kan brand. Natuurlike en huishoudelike sure. Nie alle sure is gevaarlik nie. Sommige sure in die kos wat ons eet is nie gevaarlik nie. Sommige is selfs noodsaaklik vir ons gesondheid en welsyn. Een so suur word ascorbensuur of Vitamiin C genoem. Vitamiin C help ons immuunstelsel. Sure wat ons in kos vind word natuurlike sure genoem. Baie van hierdie natuurlike sure word in die kombuis aangetref. Hulle word ook soms huishoudelike sure genoem. Een baie bekende huishoudelike suur is asynsuur. Asyn is 'n mengsel van 'n klein hoeveelheid asynsuur wat in gedistilleerde water opgelos word. Fenmaarsuur is 'n natuurlike suur wat by kos soos suurlekkers gevoeg word. Basisse. Basisse of alkalies kan sure neutraliseer en omgekeerd. Basisse en sure het chemiese eienskappe wat die teenoorgestelde van mekaar is. Ons kan dus aan basisse dink as die chemiese teenoorgesteldes van sure. Soos met sure is daar 'n paar basisse wat uiters gevaarlik is. Sterk basisse reageer korrosief met ander materiale en kan jou vel brand. Hulle moet versigtig hanteer word en altyd terwyl toepaslike beskermende klere gedra word, soos 'n laboratoriumjas, handskoene, 'n masker en 'n veiligheidsbril. Voorbeelde is ammoniak en natriumhidroksied. Dieselfde gevaarsimbool wat gebruik word om mense te waarsku teen die gevare van sure, word ook vir hierdie basisse gebruik. Dit beteken jy moenie aan die inhoud van die bottel raak nie, dit is korrosief. Ander basisse is matig genoeg om as skoonmaakmiddels in en om die huis gebruik te word. Dit beteken nie dat hulle heeltemal onskadelik is nie. Dit beteken net dat hulle met ander stowwe gemeng is sodat hulle nie so korrosief is nie. Eienskappe van sure en basisse. Eienskappe van sure. Sure smaak suur. Sure gelei elektrisiteit. Sure is korrosief wat beteken dat hulle sekere stowwe afbreek. Baie sterk sure kan jou vel brand en materiale soos tekstiele en papier korrodeer. Sommige sure reageer sterk met metale. Sure kleur blou lakmoespapier rooi. Sure voel grof wanneer in water opgelos. Sure gee waterstofione af. En sure het 'n pH van minder as 7. Hoe kleiner die pH, hoe sterker is die suur. Eienskappe van basisse of alkalies. Basisse voel glad, glibberig of seeperig in water. Basisse proe bitter.
Sterk basisse is korrosief en kan materiale wegvreet. Basisse kan elektrisiteit gelei, byvoorbeeld alkaliese batterye. Basisse reageer nie met metale nie. Basisse kleur rooi lakmoespapier blou. Dit gee hidroksiedione af en dit neem waterstofione op. Dit het 'n pH van meer as 7. Hoe groter die getal, hoe sterker is die basis. Neutrale stowwe. Wanneer 'n suur en 'n basis gemeng word in die regte hoeveelhede, sal hulle mekaar neutraliseer. Dit beteken dat hulle saam sal verander in iets wat nie 'n suur of 'n basis is nie. Die suur sal sy eienskappe verloor en so sal die basis. Die nuwe stof wat uit die twee stowwe vorm, sal nie 'n suur of 'n basis wees nie. Ons noem dit 'n neutrale stof. Sommige neutrale stowwe word gevorm wanneer 'n suur met 'n basis gemeng word en 'n neutraliseringsreaksie plaasvind. Ander stowwe is neutraal om mee te begin. Dit is nie die produk van 'n neutraliseringsreaksie nie. Die neutrale stowwe wat die bekendste is water, tafelsout, suikeroplossing en kookolie. Wanneer 'n suur en 'n basis gemeng word, vorm daar 'n sout en water wat die pH nader aan 7 bring. Hierdie diagram toon die neutraliseringsreaksie van sure en basisse. Hier is 'n voorbeeld van die pH-skaal. 7 is die neutrale punt. Al die stowwe bo 7 is die basisse. En hoe nader die basis aan 14 is, hoe sterker is dit. Alle produkte onder 7 tot by 0 is die sure. En hoe nader aan 0 die suur is, hoe sterker is die suur. Die diagram toon die pH-skaal wat wys hoe suur of alkalisiese stof is. Basisse of alkalisiese produkte word regs op die pH-skaal aangedui. Dit is van 7 tot 14 pH. Suurprodukte word aan die linkerkant van die pH-skaal aangedui, van 0 tot 7 pH. Op die diagram is daar voorbeelde van sure en basisse wat ons daagliks gebruik. Voorbeelde van sure is tomatie, asyn en koeldrank. Die voorbeelde van basisse sluit in koeksoda, magnesiumhidroksied of melk van magnesie en eiерwit. Daar is 3 klasse stowwe wat ons gebruik: sure, basisse en neutrale stowwe. Suurbasisaanwysers of indikators. Ons kan nie sê of 'n stof 'n suur, 'n basis of 'n neutrale stof is deur nie daarna te kyk nie. Ons weet dat sure suur smaak en dat basisse bitter smaak, maar ons het ook geleer dat dit nooit 'n goeie idee is om chemikalieë te proe nie. Sure en basisse kan die kleur van sommige stowwe verander. Deur hul kleur te verander, wys die stowwe dat hulle met 'n suur of 'n basis gereageer het. Daarom noem ons die stowwe suurbasisaanwysers. Die bekendste suurbasisaanwyser is 'n stof genaamd lakmoes. Lakmoesoplossing word in papier geweek. Die papier word dan gedroog en in stroke gesny, wat ons dan lakmoespapier noem. Lakmoespapier is beskikbaar in 2 kleure, blou en rooi. Dit verander nie van kleur in die teenwoordigheid van 'n neutrale stof nie, maar reageer met sure en basisse op die volgende wyse. Lakmoes is rooi in die teenwoordigheid van 'n suur en lakmoes is blou in die teenwoordigheid van 'n basis. Die suiwering van water. Skoon water is veilig om te drink. Dit bevat geen skadelike chemikalieë, bakterieë, virusse of ander besoedeling nie. As water onveilig is om in te neem, is dit ook onveilig om in te was of te swem. Ons liggame het elke dag water nodig, omdat ons elke dag water verloor met die afval wat ons liggame produseer. Die water wat ons drink moet skoon wees om te voorkom dat ons siek word of vergiftig word. Plante en diere het ook skoon water nodig, sodat hulle kan groei en gesond kan wees. Ons het gesonde plante en diere in ons omgewing nodig, omdat hulle ekologiese balans, suurstof en voedsel voorsien. Water word ook vir die pret gebruik. Watersport is 'n baie gewilde ontspanningsaktiwiteit en sluit dinge in soos swem, brandetplankry en waterski. Ons wil skoon water in ons see en mere hê, sodat ons dit kan geniet om in die water te wees, sonder om siek te word. Water skoon gemaak word. Wanneer ons water suiwer, moet ons die besoedelende deeltjies, kontaminasie van die water skei. Vuil of modderige water
is 'n mengsel van sand en water en moontlik ander kontaminante. Water word deur munisipaliteite skoongemaak. Die water uit die kraan kan uit 'n rivier of 'n dam kom, of dit kan selfs afvalwater wees wat deur 'n gemeenskap of in 'n fabriek gebruik is. Die skoonmaakproses van die water word watersuiwering genoem. Die plek waar dit gebeur word 'n watersuiweringsaanleg genoem. Water kan gefiltreer word om enige onsuiverhede te verwyder, maar dit moet ook ontsmet word voor gebruik. Dit sal voorkom dat bakterieë jou siek maak. Ons kan water vir ten minste 10 minute kook om al die bakterieë en virusse daarin dood te maak. Waterdamp kan ook versuiwer water gedistilleer word. Daar is 5 stappe of prosesse in die behandeling van water. Die 5 prosesse wat algemeen gebruik word om water te behandel, is sifting, sedimentasie of uitsakking, deurligting, filtrering en ontsmetting. As mense water drink van die rand van 'n dam wat nie skoon is nie, is die moontlike gevare waaraan hulle blootgestel kan word. Hulle kan besmet word deur bakterieë en virusse wat siektes soos kolera veroorsaak. Parasiete soos Bilharzia. Mense kan siek word en sterf van gifstowwe en chemikalieë in die water. Dit kan diarree veroorsaak. Die water kan ook voedsel besoedel en diere doodmaak. Hierdie diagram toon die verloop van die natuurlike watersiklus. Die watersiklus verloop as volg. Die son se hitte veroorsaak dat water uit die see, strome, riviere en mere verdamp. Die waterdamp styg in die lug op. Transpirasie vind plaas wanneer waterdruppels uit plante se blare verdamp. Hoër op waar die lug koeler is, kondenseer waterdamp in miljoene waterdruppels wat wolke vorm. Wanneer die waterdruppels in die wolke groter word, val die water as reën. In ander wolke wat baie hoog is en regtig koud word, vries die waterdamp en vorm sneeu en haal. Die sneeu en haal val op die grond en smelt. Sneeu, haal en reën word presipitasie genoem. Die water vorm afloop wat in riviere en damme en terug na die see vloei. Hierdie water sal weer verdamp om deel van die watersiklus te vorm. Van die water syfer in die grond in na die ondergrondse watertafel. Redes waarom vlei lande so belangrik is. Vlei lande is soos reuse sponse wat water opsuig en stoor. Vlei lande vertraag vloedwaters. Vlei lande is natuurlike filtrasiesisteme wat water suiwer. Vlei lande is ook belangrike habitatte vir plante, voëls en ander diere. Verwering van materie. Definisie. Verwering is die afbreek van biologiese materiale en kunsmatige materiale in kleiner dele of om dit chemies te verander deur kontak met die aarde se atmosfeer, water en biologiese organismes. Daar is 2 tipes verwering, chemies en meganies. Die hoofoorsake van verwering is tyd, chemiese reaksies as gevolg van kontak met water, suurstof en ander chemikalieë, volg wind, oksidasie, biologiese organismes soos bakterieë, swamme en insekte, temperatuurverandering en sonlig. Verwering van hout. Voeg. Water laat hout verrot deur chemiese reaksies wat plaasvind. Die hout word sag en verkleur en val uitmekaar. Dit kan ook mif. Tyd. Met veroudering word hout bros en breek. Wind. Veroorsaak dat hout uitdroog en verweer as gevolg van sand wat daarteen waai. Die hout word bros en breek. Dit is 'n meganiese verwering. Temperatuur. Hitte en koue laat die hout uitsit en inkrimp en dit trek skeef, kraak en verbrokkel. Verwering van metaal. Roes. Voeg en suurstof veroorsaak oksidasie wat die metaal laat roes. Dit is 'n chemiese reaksie van metaal met suurstof in die water en die lug. Metaal verkleur rooi-bruin en voel grof, dit skilfer af en breek. Tyd. Metaal word bros en verloor krag. Temperatuur. Hitte laat stowwe uitsit en koue laat dit inkrimp. Dit veroorsaak meganiese verwering. Verwering van plastiek. Tyd laat plastiek verkleur, bros word en opbreek as gevolg van chemiese reaksies. Temperatuur. Hitte en koue veroorsaak meganiese verwering, plastiek kraak en breek as gevolg van die uitsetting en inkrimping. Metodes om die lewensduur van materiale te verleng. Verf.
Verf skoon oppervlaktes sodat dit verseël en beskerm word teen water en chemikalieë. Dit verhoed dat yster roes en hout verrot. Vernis. Verf skoon oppervlaktes met vernis sodat dit verseël en beskerm word teen water en chemikalieë. Dit verhoed dat yster roes en hout verrot. Olie bedek oppervlaktes en voorkom dat hout uitdroog of water absorbeer. Olie voorkom wrywing en help bewegende dele om glad te beweeg. Elektroplatering beskerm metale teen die aanslaan, roes en verkleuring. Galvanisering bedek yster met 'n dun laag sink om roes te voorkom. Politoer seël en beskerm oppervlaktes teen water en voorkom dat materiale in die son vergaan. Menslike liggaamstelsels. Die menslike oog. Al die verskillende dele van jou oë werk saam om jou te help om te sien. Eerstens gaan die lig deur die kornea, die deurskynende voorste laag van die oog. Die kornea is kuppelvormig en buig lig om die oog te help fokus. Lig kom die oog binne deur die pupil, 'n opening in die middel van die iris. Die iris is die gekleurde deel van die oog en beheer hoeveel lig die pupil inlaat. Vervolgens gaan lig deur die lens, 'n deurskynende binneste deel van die oog. Die lens werk saam met die kornea om lig korrek op die retina te fokus. Jou oë absorbeer suurstof uit die lig deur die selle in die oppervlak van die kornea. Jou oë het ook vochtigheid nodig om reg te werk. Trane help die oog klam hou en spoel die oog skoon. Die deurskynende binneste deel van die oog, wat van vorm verander om ver of naby te sien, is die lens. Lig tref die ligsensitiewe laag weefsel aan die agterkant van die oog, waar kleur en vorm waargeneem word. Dit word die retina genoem. Spesiale selle, fotoreseptore, verander die lig in elektriese seine. Hierdie elektriese seine beweeg deur die optiese senuwee na die retina, na die brein. Die brein verander die seine na beeld wat ons sien. Die oor. Die ore sit aan weerskante van die skedel en help ons om klanke te hoor. Klankgolwe beweeg in die auditiewe kanaal tot by die oordrom en laat die oordrom vibreer. Die vibrasie word oorgedra na die cochlea in die binneoor. Die stimulus word na die brein gestuur deur die gehoorsenuwee. Die brein identifiseer die geluid. Die vloeistof in die binneoor help ons ook om balans te behou. Die diagram toon die menslike oor. Die oorskop kanaliseer klanke in die auditiewe kanaal of gehoorkanaal tot by die oordrom. Die oordrom word vibreer deur die klankgolwe. Die boodskap word oorgedra na die cochlea, wat dan 'n impuls stuur na die brein deur die gehoorsenuwee. Die brein interpreteer die klank. Dierlike sintuie. Olifante, katte en honde kan geluide hoor wat menslike ore nie kan hoor nie. Diere soos mure, kakkerlakke of kreef het spesiale sintuigreseptore wat iets wat beweeg van ver kan aanvoel. Slange ruik met hul tonge en reukorgane wat bo in hul mond is. Hulle kan ook vibrasies voel wat deur bewegings veroorsaak word en termiese beelde sien wat warmbloedige organismes vir hulle sigbaar maak as gevolg van hulle liggaamshitte. Belangrike funksies van die skelet. Spierweefsel is verantwoordelik vir beweging in die liggaam, maar spiere moet aan 'n raamwerk geheg word om beweging moontlik te maak. Die spiere trek saam en verleng wat die liggaam laat beweeg. Die bene van die skelet bied 'n raamwerk waaraan spiere kan heg wat beweging moontlik maak. Die skelet beskerm ook die liggaam veral sagte organe soos die hart, longe en brein. Bloedselle word in die beenmerg gevorm. Minerale word in die bene gestoor. Die skelet bied ondersteuning en beskerming vir die liggaam. Die skelet gee vorm aan die liggaam. Die skelet bied ondersteuning aan die liggaam. Bene bevat en beskerm die murg wat die senuweeselle bevat. Beskrywing van terme. Spierweefsel. Elastiese weefsel wat aan die skelet vasgeheg is, dit is verantwoordelik vir beweging in die liggaam. Beenmurg kom voor binne in bene en bevat en beskerm die senuwees en produseer bloedselle. Kraakbeen is sterk en buigbaar en vorm die neus en ore. Dit kom ook voor in gewrigte en vorm kussings tussen rugwervels. Ligamente. Dit heg bene aan bene en maak beweging in gewrigte moontlik. Senings heg spiere aan bene vas. Beskrywing van terme.
Patella is 'n plat been wat die knie beskerm. Die femur is die langste been in die menslike liggaam wat in die bobeen voorkom. Die skedelbeen is die been wat die brein en sintuigorgane beskerm. Senuwees is vesels wat boodskappe dra in die liggaam na die brein en terug. Bekkenbeen of die pelvis is die groot been waaraan die bene by die heupe geheg is. Die scapula is 'n plat been waaraan die skouergewrig vas is en wat die skouer beskerm.